Goeiedag liewe luisteraars, dit is weer ek Adrian, hier met my tydgreef hier op Joy Radio wandel, saam met Jesus. Ek groet u vandag in die prachtige naam van ons Here Jesus Christus, hy wat ons verlosser, redder en zaligmaker is. Aan hom al die eer en waardigheid tot in ewigheid. Ek glo en vertrou die Here dat het goed gaan met u elkeen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, en die Heer Jesus Christus. Amen. Ja, liewe luisteraars, die thema van vandagse boodskap is eens verlore, maar nou gevind. Ja, eens verlore, maar nou gevind. En die thema is verbandhoudend met Gods band aan die verlorene. Die sondaar wat die huis van sy Vader prysgee vir die wêreld. Die skriflesing vir vandag kom uit Lukas 15, verse 11 tot 32. En dit handel oor die gelykenis van die verlore seun. Indien jy wil saamlees, liewe luisteraars, kan jy gerus solang die Bybel oopmaak by Lukas 15. Ek gebruik die Afrikaans 53 vertaling van die Bybel vir die voorlesing en aanhalings vanuit die skrif. Nou laat ons dan uit die skrif lees, soos ek gesê het, Lukas 15, verse 11 tot 32. En die skrif lees as volg. Hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land, en daar het hy sy eiendom verkoos, deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land. En hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg. En die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van die honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee 'n ring vir sy hand, en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf, en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood, en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. En sy oudste seun was in die veld, en terwyl hy al nader aan die huis kom, hoor hy musiek en beerdsange, en hy roep een van die diensknegte na hom toe, en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, u broer het gekom, en u vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword, en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit, en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare, en ek het nooit 'n gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is joune. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood, en het weer lewendig geword, en hy was verlore, en is gevind.
Tot sover. Salig is die wat die woord van die Here ontvang en dit in hulle harte bewaar. Amen. Liewe luisteraar, hierdie gelykenis van die verlore seun, waarvan ons nou hier gelees het in Lukas 15, dit is die derde gelykenis oor die verlore en afgedwaalde mens. En dit hou verband met die voorafgaande 2 gelykenisse, waarvan ons dan ook lees in Lukas 15, verse 1 tot 10, naamlik die gelykenis van die afgedwaalde skaap en die gelykenis van die verlore penning. Hierdie 3 gelykenisse waarvan Jesus ons vertel, moet ons verklaar uit die omstandighede waaronder hulle uitgespreek is. Nou ons weet dat die tollenaars en die sondaars na Jesus gekom het, en hy het hulle vriendelik behandel, en selfs maaltye saam met hulle genuttig, en dit tot vele frustrasie en ergernis van die fariseërs. In hierdie gelykenisse wil Jesus die fariseërs bestraf, en die tollenaars en die sondaars vertroos. Hoe liefdevol en vol deernis is ons Here Jesus Christus nie, hy wat elke mens lief het, en homself oor elke mens ontferm, oor u en my ook. Die hoofgedagte hier is, hoe God homself oor die gevalle en die afgedwaalde mens ontferm. Die rykdom van Gods genade kom meeste uit in die redding van die verlorenes. Nou kom ons kyk na hierdie gelykenis van die verlore seun, die band waar daar is tussen 'n vader en 'n verlore seun. Jy sien in die gelykenis van die verlore seun vind ons, hoe dat die sondaar tot homself inkeer, en hoe God hom weer in liefde ontvang. Hier kry ons nie net alleen die opsoekende liefde van God nie, maar ook die hartlike verlange van die sondaar, na die genade van God wat aan hom bewys word. In hierdie gelykenis vergelyk Jesus nie die verlore mens met 'n skaap of 'n penning nie, nee, hy vergelyk dit met 'n mens self, die verlore seun. Ook hier kom alle gedagtes saam. Hier word ook die houding van die fariseërs die skerpste geteken. Ons kan hier die gelykenis dan ook in 3 dele opdeel. Nou die eerste deel is die afkeer. Jy sien uit ons skrifgedeelte, leer ons dat hierdie verlore seun eers in die huis van sy vader gewoon het, wat waarskynlik 'n welgestelde man en 'n boer was, wat landerye gehad het, asook knegte, of dan arbeiders wat vir hom gewerk het. Hy was die jongste van 2 seuns gewees. Hy het groot geword in 'n geordende huis, met 'n vader wie hom werklik lief gehad het. In daardie huis het hy alles gehad wat sy hart sou begeer. En daar was geen gebrek of tekortkominge nie. Nou eintlik was hierdie seun arrogant gewees om sy deel van die erfporsie op te eis, en dit nog terwyl sy vader geleef het. Ons kan sê dat hierdie verlore seun nie sy vaderhuis gerespekteer en waardeer het nie, so ook nie sy vader se liefde en sorg nie. En ons kom tot die gevolgtrekking dat die probleem het by hierdie seun self gelê. Hoeveel keer in vandag se lewe, liewe luisteraar, sien ons nie dieselfde prentjie nie. Respek, dank en waardering is daar maar min van. Jy sien, die sonde in die wêreld lyk vir hierdie verlore seun soveel mooier as die vaderhuis, en dit is hier waar die afkeer begin. Die mens voel nie meer gelukkig by God nie, maar hy luister na die versoeker, hy luister na die duiwel. Jy sien, die seun luister na die verlokkende stemme van die kwaad, en dit betower hom. Dit is asof die wêreld hom as ware roep. Nou net soos met die verlore seun se erfporsie wat hy opeis voor sy vader se dood, kry ons die mens wat hom van God afkeer. Jy sien, hy wil in hierdie lewe beskik oor al sy besittings, oor sy liggaam, sy krag, sy lewe self. Die mens wil daarmee doen soos wat hy goed dink. En die vader van hierdie verlore seun het gevolglik die erfporsie tussen sy 2 seuns verdeel. Hy wou nie die jongste seun dwing om verder in die vaderhuis te bly nie. En net so kan ons sê, wil God ons ook nie dwing om by hom te bly nie. Nee, God gee vir ons 'n keuse. As ons harte na die sonde trek, dan laat hy ons vry om dit te doen. Ons lees in vers 13 van die teks, dat die jongste seun alles bymekaar gemaak het, en weggereis het na 'n ver land, waar hy sy eiendom verkoos het, deur losbandig te lewe.
Jy sien, die geld was volop, die partytjies was baie, die vriende was baie gewees. Hoeveel keer sien ons het ook nie in hierdie wêreld nie, in hierdie tye nie. Ons sien hierdie losbandige lewenstyl in eie geleedere. Ja, die kroe is vol en die kerk is leeg. Nou kom ons by die tweede deel, die inkeer. Nou ons lees in vers 14, en ek haal aan, en toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. Ja, en toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. Jy sien, liewe luisteraar, wanneer die mens die weg van die sonde tot die end toe afloop, dan kom die hongersnood op 'n bepaalde oomblik. En na die hongersnood en die armoede, kom die verlatenheid. Is dit nie maar vreemd dat wanneer daar armoede kom, dan is al die vriende weg en los hulle jou in jou eie verlatendheid alleen nie? Daar is nou niemand in daardie verland wat hulle oor hierdie verlore seun ontferm en bekommer nie. Nou dat hy arm is, staan hy alleen. Jy sien, die sondige wêreld is 'n koue, ongenaakbare plek. Dit lag ons eers toe en daarna lag dit ons uit. En nou kom hierdie verlore seun se vernedering in vers 15. Ja, Lukas verhaal ons hoe hy moes gaan werk soek. En al werk wat hy kon kry is om varke te gaan oppas. Hy het nie kos gehad nie en moes self van die pele wat vir die varke gevoer was, moes hy eet. Daar was niks anders om van te kies nie. Sê wanneer die volgende, naamlik armoede, hongersnood, verlatenheid en vernedering ingetreed, dan kom die mens eers tot inkeer. En hierdie seun het tot homself gekom in vers 17 en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van die honger. Die inkeer beteken om wakker te word. Hy het in 'n roes of bedwelming gelewe, en nou word hy wakker. Inkeer beteken ook om jouself te sien soos wat jy is. Nou eers kom hy agter hoe ellendig en armsalig hy is, en hoe goed het eintlik met hom gegaan het in sy vaderhuis. Hy het die band met die vaderhuis verag. Hy was dit nie meer werd om in die ware sin van die woord 'n seun genoem te word nie. Die meeste waarvoor hy nou kon vra, is om 'n huurling te wees. Hy sou tot sy vader sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. Ons verkeerde weë veroorsaak dat ons menigmaal die mindere voel en word. Nou kyk ons na die derde deel, die terugkeer. Sien, liewe luisteraar, die weg van die ware bekering is inkeer, omkeer en terugkeer. Ja, daardie drie, inkeer, omkeer en terugkeer. Nou, die terugkeer is gewoonlik moeilik, want dit stryd in die mens se trots. Dit is vir ons pynlik om as 'n smeking te moet terugkeer na ons hemelse Vader. Hom wat ons in die eerste plek met vreugde, ja, met eie wysheid, hoogmoedigheid en selfvoldaanheid verlaat het. Net soos met die verlore seun moet hierdie trots oorwin word en moet ons die moeilike en pynlike weg gaan om tot God terug te keer. Die verlore seun het gewonder of sy vader hom sal terugneem. Hy was skaam en sy moed kon homself byna begewe het om terug te gaan en sy vader in die gesig te staar. En hier kom die goeie, dan volg die ontmoeting. En dit is alles baie mooier as wat die seun gedink het dit sou wees. Sy vader het hom nooit vergeet nie. Vandaar dat sy vader hom by sy terugkeer al van ver gesien aankom het. Bewoe deur ontferming en liefde, het sy vader gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. Net so sterk verlang God na sy dwalende kinders om terug te keer na hom toe. Die verlore seun se vader laat hom nie eers uitpraat en verduidelik nie. Nee, hy beveel sy diensknegte om vir sy seun die beste kleed te bring, 'n ring vir sy hand te gee en skoene vir sy voete. Hierdie seun ontvang alles nuut. Hy is weer kind in sy vaderhuis en sy vader berei vir hom 'n fees voor. Die terugkeer
is vir die sondaar mens moeilik, maar as ons as mens alle trots aflê, en kom soos ons is, en ons skuld bely, dan val die ontmoeting met ons Here, as 'n wonderlike verrassing. In plaas van toorn, verwyd en oordeel, ontvang ons niks anders as ons Vader se liefde nie. Dankie Here, dankie vir die genade, vir die vergifnis, en die liefde vir ons as die kinders, met al ons tekortkominge en sondigheid. U herstel en vernuwe ons. Halleluja, ons prys u soete naam. Liewe luisteraar, kom ons kyk in hierdie gelykenis na die oudste seun. Jy sien, in hierdie gelykenis vertel Jesus ons dat die oudste seun nie bly was oor sy broer wat teruggekeer het huis toe nie. Hy wou selfs nie na die huis teruggekeer het om saam fees te vier nie. En toe sy vader hom tegemoet gaan en probeer oortuig, het hy slegs verwyte gehad. En ons lees in verse 29 en 30 van ons skrifgedeelte as volg, en ek haal aan, vers 29. Kyk, ek dien u so baie jare, en ek het nooit u gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. In vers 30, maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het u vir hom 'n vetgemaakte kalf geslag. Hiermee sê die oudste seun eintlik, dat hy sy vader getrou gedien het, nes die knegte wat in sy diens was, en dat sy vader nooit eens een keer 'n bokkie aan hom gegee het, sodat hy dit saam met sy vriende kon gaan geniet nie. Hierdie oudste seun, alhoewel hy sy vader nooit probleme gegee het nie sy vader se liefde vir hom verstaan nie. Hy het nooit die band tussen vader en seun gevoel nie. Hy het nooit die vader se hart geken nie. Ook het hy dit nie ingesien, dat hy kind mocht wees, en dat alles sy eiendom ook was nie. Ons sien hier dat die oudste seun ook jaloers was. Sy jonger broer het alles gehad, eers die genietinge van die sonde, en nou by sy terugkeer kry hy weer 'n fees. Hy was ook toornig teenoor sy vader. Hy het gevoel dat sy vader hom nie goed behandel het nie, al was hy getrou. Teen al die verwyte antwoord sy vader niks anders nie as kind, jy is altyd by my, en wat myne is joune. Dit wys daarop dat hierdie oudste broer dink dat hy alleen geregverdig is. Inteendeel is hy werklik ook verlore. Hy moet hom ook bekeer. Hy lewe as 'n hoogmoedige knegg en nie as 'n dankbare kind nie. Jy sien, so wil Jesus ook nie hê dat die fariseërs hom belet om fees te vier met die tollenaars en die sondaars nie. Sy reddende genade, vergifnis en liefde is vir elke mens. En Jesus antwoord hulle en elkeen van ons dan ook so met vers 32. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword. En hy was verlore en is gevind. Amen. Liewe luisteraar, ek gaan ook nou begin afsluit. En as ek aan hierdie gelykenis dink, dan kom die alombekende liedjie by my op, Amazing Grace. En die lirieke van hierdie liedjie van die eerste vers lei as volg, en ons almal ken dit tog. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Dit is vir my 'n pragtige liedjie die. Jy sien, dit was ek ook op 'n tyd gewees. Ja, verlore was ek in hierdie sondige wêreld, ook deur my trots, my eie wysheid, my hoogmoed. Ek het die sonde gedien, maar daar was vir my 'n soete uitkoms gewees. Deur die genade en die liefde en die reddende hand van ons Here Jesus Christus, kon ek die pad terugvind na die huis van my Vader in die hemele. Eens was ek ook verlore, maar nou is ek gevind. Eens was ek ook blind, maar nou kan ek sien. Jy sien, God soek na sy verlorenes, hulle wat soos 'n skaap afgedwaal het van die ewige herder se kudde. My liewe broer en suster, as u self vandag bevind op 'n ver en 'n afgeleë plek, omdat u die pad byster geraak het,
en afgedwaal het van die huis van ons Vader af, dan wil ek by u pleit en ek kom bemoedig om tot inkeer, omkeer en terugkeer te kom. Ja, tot inkeer, omkeer en terugkeer. U het nie nodig om in 'n varkhok te sit in sak en as nie. U het nie nodig om te oorleef van die pele wat vir die varke gevoer word nie. Nee, God het 'n baie beter lewe vir u in stoor. En daarom staan op en keer terug. Staan op en keer terug. Sy heerlikheid wag op jou. God wag vir u met oop arms in daardie selfde paadjie waarmee u hom verlaat het. Hy wil vir u 'n nuwe kleed gee, 'n ring aan die vinger sit en 'n feesmaal vir u voorberei. Bekeer en bely, want God is getrou en regverdig om elkeen van ons te vergewe, ons nooit aan ons sondes te herinner nie en ons te reinig van alle ongeregtighede. God en mens behoort by mekaar. As hulle geskei is, dan ly albei. En wanneer die verlorene gevind is, sê Jesus vir ons in Matteus 15 vers 10. So sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Ja, so sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Eens verlore, maar nou gevind. Amen. Kom ons gaan oor tot gebed. En vandag gaan ek sommer die Onse Vader gebed bid. Wat 'n pragtige gebed. Kom ons bid die Onse Vader gebed. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Liewe luisteraar, dankie weer vir die geleentheid om bietjie saam met u te kuier. Mag dit met u goed gaan en mag die Here u seën met sy goedheid en guns. Ek groet u. Liewe luisteraar, dat ek sommer die seën ook uitspreek. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.